Op 8 Mei 1945 het Europa uiteindelik asem geskep. Die Tweede Wêreldoorlog was verby. En daarom vier ons elke jaar Victory in Europe Day, of VE Day soos dit bekend staan. Die dag waarop die nasie Duitsland onvoorwaardelik oorgegee het. Hierdie jaar is dit 80 jaar gelede dat mense in die strate gedans het, trane van verligting gehuil het en dankbaar gebid het. Maar VE Day is nie net 'n dag van vreugde nie, dit is ook 'n dag van herinnering, van rou en van 'n diep besinning en besef oor menslike pyn, moed en die genade van vrede. Die Britse eerste minister van daardie tyd, Winston Churchill, het op daardie dag gesê, "We may allow ourselves a brief period of rejoicing, but let us not forget for a moment the toil and the efforts that lie ahead." Selfs in die oorwinning was daar nederigheid en 'n besef dat ware vrede meer is as net die afwesigheid van oorlog. In hierdie tyd dink ek en jy aan die woorde van Jesaja 2 vers 4, waar hy sê, hy sal regspreek onder die nasies en oordeel tussen baie volke. Hulle sal hulle swaarde ploegskare maak en van hulle spiese snoeiskere. Een nasie sal nie meer teen 'n ander nasie opstaan nie en hulle sal nie meer oorlog voer nie. Hierdie openbaring van vrede uit Jesaja was ver van die werklikheid van 1945. En dalk is dit selfs van dit wat ek en jy vandag sien en beleef. Want ons almal weet, geen oorlog, rusie of skeiding is sonder verlies, seer of bitterheid nie. Maar dit bly jou en my belofte van God en die hoop wat hy vir ons gee. Die evangelie roep ons, dit stuur ons om vredemakers te wees, nie net op die oorlogsveld of in die politieke wêreld nie, maar in ons huise, in ons gemeenskap en in ons kerke. 'n Tweede Wêreldoorlog veteraan wat 3 broers in die oorlog verloor het onlangs by 'n VE herdenking gesê, as ons nie leer uit hierdie geskiedenis nie, sal ons dit herhaal. Die waarde van elke lewe moet daagliks herinner aan wat ons moes opoffer vir vrede. VE Day herinner jou en my daaraan dat vrede nie goedkoop is nie. Dit vra opoffering, versoening en geloof in iets groter as onsself. Christus self het die pad van vrede geloop, nie deur geweld nie, maar deur sy lewe af te lê vir sy vriende, sy familie en self sy vyande. In hom het ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag VE Day jou en my daaraan herinner dat ons God 'n God van vrede is. Laat ons onthou en leer en met oorgawe werk aan 'n wêreld waar geregtigheid en barmhartigheid mekaar elke dag ontmoet. Here, ons almagtige God, die Here van ons leerskare in hierdie wêreld, dankie vir die vryheid wat ons op VE Day ervaar. Ons onthou vandag die pyn van oorlog en die koste van vrede. Gee aan ons die wysheid om te leer uit die verlede, die moed om vir geregtigheid te staan en die geloof om u vrede te leef in elke verhouding. Mag ons as die kerk ligdraers wees van versoening. En ons bid dit slegs in Jesus ons Here se naam. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en mag jy 'n vreugdevolle VE dag beleef. Mag jy God se vrede 'n realiteit in jou lewe maak en in die mense rondom jou. Gaan deel dit ook met hulle. Tot volgende keer. Totsiens.